Welkom by Dieremaniere, 'n RSG Backbazaar vir elke dier en sy manier. Ek is Elsje van Jaarsveld, saam met ons produksieregisseur Wian Nel. Kyk op na die lug, bo die besige strate en betongeboue van die stad. En wat sien jy? Meestal duwe of dalk 'n valk, maar beslis nie een van die land se mees majesteuse roofvoëls nie. Of hoe? Wel, vandag gaan ons jou verras. Ons fokus op die witkruisarende wat die kraanse van die Walter Sisulu Botaniese Tuine hulle tuiste gemaak het. Hulle trotseer die stadslewe om hulle nageslag groot te maak en ons gaan uitvind presies hoe hulle dit regkry. Verlede week het ons agter die skerms van wildrehabilitasie gekyk toe ons met Wade Whitehead, die hoofuitvoerende beampte van Free Me Wildlife, gesels het. Wade het ons vertel van die emosionele en logistieke uitdagings om beseerde diere te behandel, van die reuse taak om 4000 valke na 'n hailstorm te versorg, tot die daaglikse omgee vir skilpaaie, tierboskatte en uile. As jy dit misgeloop het, gaan luister gerus na daardie episode op al ons digitale platforms. Maar nou is dit eers tyd vir Wian se dieregeleide vasvra. Kan jy raai watter dier het ons hier? Vandag is nie so moeilik nie, né? Die leidraad is, hierdie bekende plaasdier is dalk familie van 'n perd, maar dit is bekend daarvoor dat dit baie koppig kan wees. Dit het lang ore, is 'n harde werker en sy raserige blesgeluid kan kilometers ver gehoor word. Luister gerus tot aan die einde van hierdie episode en dan gaan Wian vir ons die regte antwoord gee. Intussen skuif ons oor na die kraanse van Rodekraans. Johan van der Berg, 'n vrywilliger van die Black Eagles Project Rodekraans, gesels vandag met ons. Hierdie onderhoud is op die 1 Junie 2026 opgeneem en dit was kort voordat 'n nuwe kuiken moontlik kon uitbroei. Jy kan die broeipaar se doen en late volg op Facebook by Black Eagles Project Rodekraans. Vandag in Dieremaniere gesels ek met Johan van den Berg en hy gesels met ons oor die Black Eagles Project Rodekraans. Johan, baie welkom by Dieremaniere. Baie dankie. Die Black Eagles projek nou in Afrikaans, die witkruisarende. Dit is nou 'n projek waar julle arende monitor en fotografeer in die Walter Sisulu Botaniese Tuin. Vertel ons, hoe werk die projek? Die projek werk dat ons is almal vrywilligers en ons doen diens oor naweke en ook Dinsdae, want Dinsdae is 'n pensionariesdag by die Botaniese Tuine. So ons het baie besoekers op Dinsdae, maar ook oor naweke. So wat ons doen is ons monitor die arende, ons verduidelik vir die besoekers wat aangaan, op watter stadium ons is en so voort. So dis basies 'n awareness wat ons probeer skep onder die publiek vir die arende. So wonderlik om dit te hoor. Witkruisarende, dit is nou die regte benaming in Afrikaans, maar in Engels die Black Eagles. Van waar die twee verskillende name? So in Engels Black Eagle, maar in Afrikaans witkruisarende. Die Afrikaanse naam is eintlik baie goed gedoen, want as jy die arend van bo af kyk, kan jy 'n wit kruis op hulle rug sien. So dit is waar die Afrikaanse naam vandaan kom. Die Engelse naam, dit is 'n swart voël, maar die naam van die arende is eintlik Verreaux's Eagle. Verreaux is 'n Fransman wat baie jare terug begin voëls identifiseer het in Suid-Afrika. So dit is hoekom dit Verreaux's Eagles genoem word. Nou verduidelik vir ons presies hoe werk dit, want om enige voël te fotografeer is 'n magtige uitdaging en daar's ook tans nou 'n nes aan die gang. Julle hou alles dop. So verduidelik vir ons van die tegnologie wat julle gebruik en waar julle dan in die kraanse moet klim om natuurlik hierdie arende te kan fotografeer. Nee, ons hoef nie in die kraanse te klim nie. Al wat ons kan doen is om daar is 'n wandelpad bo na die berg toe en as jy van bo af wil afneem is dit moontlik, maar ons neem gewoonlik van die waterval area vir die mense wat die Botaniese Tuin ken. Daar neem ons meeste van die fotos. Hoekom juis die witkruisarende in die Walter Sisulu Botaniese Tuin? Hoekom juis is dit so spesiaal? Hierdie arende maak nes
teen kraanse. En die feit dat dit in 'n bewoonde gebied is vir ons absoluut wonderlik. Hangende af waar jy woon, is dit baie maklik om botaniese tuine toe te gaan en jy behoort hulle te kan sien. Hulle vlieg baie gereeld rond. Goed, so hierdie arende kan natuurlik oor Johannesburg vlieg, maar kom hulle altyd terug na die botaniese tuin? Altyd. Hulle is baie territoriaal, so met ander woorde, hulle kom altyd terug na die tuine toe. Wat is die geskiedenis van hierdie projek? 1998, dit is wanneer die projek begin het. So, wat was die ontstaan daarvan? Volgens inligting wat ons gevind het, het iemand al in 1940 gesê dat daar witkruisarende in daai omgewing is. Maar ons het niks bewys daarvan nie. Maar ek dink dit is maar net 'n kwessie van die belangstelling. Dit is 'n roofvoël wat ons nie maklik hier in Johannesburg se area kan sien nie. En dit is vir ons absoluut wonderlik dat hulle besluit het om hier nes te maak vir jare al aaneen. En dit is net om die publiek van hulle te bekendstel en die belangstelling daarvoor te hê. Ja, dit is geweldig interessant. Dit is baie toeganklik vir mense, die Walter Sisulu Botaniese Tuin, soos jy nou sê. Kan mense kyk na die arend? Is dit so naby aan die voetpaadjies dat jy dit wel kan sien, die nes? Ja, van die waar die waterval area is, kan jy die nes sien. Jy kan nie in die nes sien nie, want dit is baie hoog op, maar jy kan die nes sien en jy kan die arende sien. Hulle, soos ek gesê het, hulle vlieg baie gereeld rond en jy kan hulle sien. Ek wil nou met jou praat spesifiek oor die nes, want ons is nou in broeiseisoen, maar voordat ek by dit uitkom, nou hierdie arende, hoe reageer hulle met die lawaai in Johannesburg en die lugbesoedeling en al die voetgangers wat daar is, word hulle nou nie daardeur gesteur nie? Waarskynlik nie, want soos jy mense miskien weet dat daar word gereeld konserte en goed by die botaniese tuin gehou, maar dit is verder weg van hulle af. So hulle het aangepas, neem ons aan, en hulle is heel gelukkig. Kan jy glo? Vertel ons meer van die witkruisarend en hoe hulle pare vorm, want hulle is monogam, né? So hulle vorm pare vir 'n leeftyd, maar wat gebeur as een maat nou verdwyn? Sal hulle weer 'n paar skep? Ja, definitief. As een paar verdwyn, sal hulle definitief 'n nuwe paar kry. Nou die huidige bekende arendpaar wat nou in die botaniese tuin is, dit is Makatsa en Maflori. Wat kan jy vir ons vertel van hierdie paar? En die vorige wyfie was Imoyeni en volgens ons wat al lankal daar is, was sy om en by 40 na 45 jaar oud. En dit is baie oud vir 'n arend en sy het verdwyn en die mannetjie het 'n nuwe wyfie gekry. Dis nou Makatsa. En hulle het 'n nuwe nes gebou, want soos vrouens maar is, hulle wil 'n nuwe huis hê, en dit het in 2016 gebeur, en hulle is van daai tyd af nog steeds besig, hulle broei elke jaar in daai nuwe nes. Goed, so hulle het nou ook eiers. Ja. Waar in die stadium van hierdie eiers verwag julle een of ander tyd dat hierdie eiers gaan uitbroei? Waarskynlik. Ons voorspelling is Saterdag die 6de Junie, want die eiers was gelê die 30ste April en dit vat 44 dae vir die inkubasie om plaas te vind. En hoeveel eiers is daar? Gewoonlik 2. Ons kan ongelukkig nie in die nes sien nie, want die nes is redelik diep en baie hoog, soos julle weet. Maar hulle lê gewoonlik 2 eiers. Die eerste kuiken wat uitbroei, maak die tweede een dood. Want die eiers word 4 dae uitmekaar gelê. En dit is die Kain en Abel storie, Ja. want hulle kan nie 2 kuikens opbring nie. Is daar enige ander bedreigings vir die kuikens, buiten dat die een nou die ander een doodmaak? Nee, nie gewoonlik nie. Dit is natuur. Ja. Kan jy vir ons verduidelik hoe die arende se jagtegnieke werk? Skynbaar vlieg die een voor en die ander een agter, en sodra hulle 'n prooi vind, dan wat skrik, dan vang die agterste ene die prooi. So hulle werk saam in 'n span. Hulle werk saam, behalwe natuurlik as daar 'n kuiken op die nes is, dan moet die mannetjie alleen sy ding doen. En waarskynlik gebeur dit ook en dan bring hy nou die prooi na die nes toe vir die wyfie om te eet. Ja.
Hy bring dit of nes toe of naby aan die nes sodat sy kan stukke gaan afkry en nes toe vat om die kuiken te voer. Dis soos ek verstaan, die arend se hoofvoedselbron is die koolhaas of 'n klipdassie. Ek kan nou myself net indink as gevolg van verstedeliking, dalk siektes onder dassies, is die getalle dalk nie so hoog nie. Wat vang hulle? Wat eet hulle gewoonlik? Hulle eet dassies, hase en tarantale. O, tarantale, en tarantale is volop. En tarantale is volop, ja. 'n Witkruisarend het 'n baie kenmerkende vliegstyl, se groot voël, né? Die vorm van hulle vlerke is baie uniek. Nou as daar sterk winde is of dalk termiese lugstrome, wat kon julle nou al raak sien van die witkruisarend met julle fotografie? Hulle geniet termiese events baie want hulle is ongelooflike goeie vleiers. Jy weet, hulle klap nie vlerke soos die ander voëls nie, hulle sweef basies net. En die mannetjie doen gewoonlik wat ons noem 'n territorial display en met ander woorde omdat hulle so territoriaal is, wys hy vir ander arende hierdie is my plek. Soos hy eis sy gebied, dit is sy gebied waar hy is. Dis reg, ja. Kan jy sê hoeveel pare van witkruisarende daar in die botaniese tuin is? Ons weet nou van hierdie baie bekende paar, maar is daar nog? Daar's net een paar in die botaniese tuin, maar ons weet van baie of 'n hele paar pare in die Magaliesberge. Sal hulle oor en weer vlieg? Ja, soos ek sê, hulle is baie territoriaal, so die ander arende sal wegbly van hulle gebied af. Goed, so daar kan ook nie te veel witkruisarende in een gebied wees nie, omdat hulle so territoriaal is. Dis reg, ja. Maar dit het ook te doen met die beskikbaarheid van kos. Daar was 'n opname geneem by die Matopos in Zimbabwe. Daar was die arende baie nader aan mekaar omdat daar so baie dassies op daai area was. Ons praat nou so van die fotografie en monitor van hierdie witkruisarend en dan natuurlik hierdie broeipaar. Het julle iewers webkameras of hoe neem julle hierdie fotos en bring julle die video's tot waar dit vir julle tot beskikking is? Ons het 'n webkamera gehad op die ou nes wat redelik laer was en dit was maklik. Maar waar die nuwe nes is dit onmoontlik om 'n webkamera op te stel, ongelukkig. Ons het probeer, maar dit het nie gewerk. Nou daai nes wat geskuif is dit omdat daar 'n nuwe wyfie is. Sy het mos nou gesê sy wil nou 'n nuwe huis hê. Dis reg, ja. Hulle het nie agtergekom hulle word gefotografeer en dis hoekom hulle geskuif het nie. Dis maar 'n nuwe wyfie, 'n nuwe nes. Ja. Nee, nuwe nes, ja, dis reg. Nou julle gaan nou sekerlik in 'n stadium sien wanneer hierdie jong kuikens vir die eerste keer 'n vlug neem. Ek weet nie of dit vir julle noodwendig gaan moontlik wees nie, omdat jy nou sê die webkamera kan nou nie tot daar neem nie, maar weet julle ook wanneer daardie eerste vlug sal plaasvind? Die eerste vlug is gewoonlik tussen 90 en 100 dae na die kuiken uitgebroei is. So ons het 'n min of meer 'n datum en ons oor daai periode probeer ons om vrywilligers te kry om te kyk en partykeer is ons gelukkig en ons het definitief al gesien toe die kuiken die eerste keer gevlieg het. Nou nadat daardie jong arend leer vlieg het, hoe lank bly die arend in die ouers se gebied? Jy praat nou van 'n nuwe broeipaar moet geskep word. So wat is die verloop van die arend se lewe daarna? Na die arend vir die eerste keer gevlieg het, is dit min of meer 3 maande, dan begin die ouers vir hom of haar sê, dis nou tyd dat jy gaan. So hulle begin 'n soort van 'n aanval op die jongeling uitoefen. Dit help hom ook hom of haar om te leer hoe om hulle self te beskerm. Maar éventueel moet die jongeling weggaan. En waarheen sal die jongeling gaan? Dit is baie moeilik om te sê, ons mag nie die arende toestelle wat hulle trek aansit nie, maar ons dink hulle beweeg noord na die Magaliesberge en verder. En sal hulle dan daar 'n nuwe broeipaar skep? Ja. As hulle oorleef? Hulle word eers seksueel aktief op 4-5 jaar ouderdom. So hulle het baie tyd om 'n nuwe maatjie te soek. En daai arend kan hy heeltemal alleen oor die weg kom. Dit is nie dat hy
maats nodig het nie. So van 3 maande wat hy nou uitgeskop word uit sy omgewing uit, tot en met 4 jaar wat hulle nou 'n broeipaar skep, daai 3 en 'n half jaar omtrent is daai arme arend nou alleen. Ja, is alleen en hulle moet na hulle self kyk. Is Wat hulle hulle ouers vir hulle geleer het hoe om te doen. Ja, en daai arend sal nou maar allerhande klein diertjies, hy sal op prooi wees, hy sal nou maar daai klein diertjies jag, nê, waar ook al dit moontlik is. Dalk in jou agterplaas, jy sal nie weet nie. Ja, gewoonlik nie, hulle het 'n oop plek nodig. So, met ander woorde, ons dink nie hulle gaan in iemand se agterplaas vang nie. Dit is maar een van daai dinge wat ons nie heeltemal weet nie, dis moeilik om dit te bewys. Jy sê nou die webkamera's op die ou nes, kan dit so werk dat jy met hommeltuie foto's en video's neem van hierdie voëls? Hommeltuie word glad nie toegelaat in die botaniese tuine nie, so dit is nie moontlik nie. Nou praat jy so van hierdie jong arend wat nou moet self sien kom klaar. Nou kan dit ook sekerlik wees dat 'n klein diertjie gif ingekry het, waar ook al dit is, dalk in 'n veld. Is dit 'n risiko dat 'n arend 'n vergiftigde dier kan inneem? Dit is baie groot risiko. Ja, en ons sal nie weet daarvan nie, gelukkig. Ja. Nou wêreldwyd moet julle waarskynlik baie aandag trek, want hierdie is 'n baie unieke geval. Soos jy ook sê, die botaniese tuin is vir baie mense toeganklik. Mense kan gaan kyk na hierdie broeipaar, jy kan dit amper nie dink nie. Ja. So internasionaal is daar baie kontak met julle hieroor. Ja, baie beslis. Ons het oor die 450,000 volgers op Facebook. En daar kan mense nou sien van julle foto's wat julle neem. Neem julle daagliks, sal julle daar verslag doen? Nee, nie daagliks nie. Ek sou sê weekliks. Dat ons dit, jy weet, dit is 'n kwessie van dinsdae, soos ek gesê het, en naweke. Goed, net geweer terug na die botaniese tuin en die voetgangers daar. Is daar nou 'n risiko dat hierdie roofvoëls mense kan probeer verjaag, veral as daar nou 'n kuiken in die nes is en hier kom nou mense nader? Nee, die mense kan nie naby die nes kom nie. Dit is baie ver. Dit is baie ver en 'n baie sterk kloof, ja. Mense mag glad nie daar naby gaan nie. 'n Paar treffende dinge wat jy vir ons kan vertel van hierdie witkruisarend wat vir jou uitstaan, waaroor ons nou nog nie gesels het nie. Wat is dit? Dit is ek dink die hoogtepunt is die dag as ons daar is en ons sien die kuiken vir die eerste keer vlieg, die jongeling. Dit is vir ons 'n wonderlike ondervinding. En voor dit gebeur, sal hy of sy vlerke oefen en jy weet rondkrap en dit is pragtig om dit te sien terwyl hulle vlerke oefen en soos ons sê tot die dag kom wat hulle die leap of faith neem en spring en vlieg. En hulle vlieg altyd, of sal die jongeling dit kan ook wees dat die jongeling dit nie maak nie? Nee, ons het dit nog nooit gesien nie. Ek dink hulle, terwyl hulle so sterke oefen, kyk, die eerste landing is definitief nie die beste nie, maar ons het nog nooit een gesien wat regtig seer gekry het nie. Die broeipaar wat nou tans besig is met die kuikens, 6de Junie sê jy is dalk aan die groot dag en dan 90 dae van 6 Junie af, wanneer hierdie jongeling dalk die nes verlaat. Nou volgende jaar gebeur alles weer van voor af, nê? Dan broei hulle weer ook in Junie. Als van vooraf, ja, hulle begin in Maart, dat die nes, hulle hou aan nuwe takke inbring in Maart maand, en dan gewoonlik lê hulle in April of vroeg Mei. So dit is 'n routine, wat ons dit so stel. Katsa en Maflori, hoe lank kan hulle nou nog same broeipaar wees? Hoe oud is hulle nou? Hulle is, ons dink so tussen 10 en 15 jaar oud nou. En hoe ver kan hulle nog gaan? Behalwe as iets drasties gebeur, kan hulle aanhou vir jare nog. Werklik, wat is hulle lewensduur gewoonlik? Die boeke sê tussen 12 en 15 jaar in die wild, maar jy weet dit hang alles af van wat gebeur, maar soos ons sê, soos ek gesê het, Imogeni het ons uitgewerk was min of meer 40 jaar oud. So dit is moontlik. Ja, baie oud. Ja.
Ja. Vroeër in hierdie program het ons met 'n organisasie gepraat wat 4000 valke moes red wat in 'n hailstorm baie seer gekry het. Is iets soos 'n natuurramp of 'n hailstorm of 'n baie sterk wind vir hulle 'n bedreiging? In die periode wat ek betrokke is, het ons al baie sterk en swaar haal gehad en hulle het dit oorleef. Ek dink hulle weet om onder takke die blare van die bome weg te kruip in so 'n geval, maar ons het nog nie so 'n geval gehad waar natuur, jy weet, die dood veroorsaak het nie. Nou interessant wat jy sê, die vorige wyfie het verdwyn en toe daar weer 'n wyfie gekom vir die broeipaar. Van waarop sal die nuwe wyfie gekom het? Omdat 'n jongeling weggejaag word uit daai area en daar is nie ander, soos wat ek dit nou verstaan. So van waar af het die nuwe wyfie gekom? Ons weet nie, maar ons dink dit is van die jongelinge van die Magaliesberge. Want dit is redelik naby vir hulle wat vlieg. Sou sy op 'n manier geweet het daar is vir haar gebied beskikbaar of nie? Ja, ongelukkig kan ons nie met hulle gesels nie, so Ja. weet nie hoe dit werk nie. Maar ja, definitief hulle vind 'n nuwe maat. Ek weet nie hoe hulle dit doen nie, maar hulle doen dit. Dis natuur. As jy vir ons 'n idee gee van die grootte van hierdie voëls. Eerstens die mannetjie en dan die wyfie, die vlerkspan, die gewig, dat ons 'n idee kan kry hoe groot hierdie diere is. Die vlerkspan is 2 meter en die voël is omtrent 83 centimeter hoog as hy pit. Die wyfie is 'n klein bietjie swaarder as die mannetjie en ja, hulle weeg so tussen 4 en 5 kilogram. Dis nie geweldig swaar nie. Vir so 'n groot voël is dit nie baie swaar nie. Ja, dit is ongelooflik. Jo, is dit ook voëls wat eintlik lang afstande en baie uithou vermoë het in die lug of moet hulle gereeld rus? Dit is nie hulle hoef nie te rus nie want hulle klap nie vlerke nie, maar hulle gaan nooit ver weg van hulle nes af nie, as ek dit so stel. Ja, So ons neem aan tussen 35 en 40 kilometers is hulle radius. maar nog steeds, is nogal ver. So hulle maak baie gebruik van die wind om te sweef. So hulle moet die wind baie goed kan opsom. Dis reg, ja. Hulle weet presies. Jy sal nooit vind dat hulle vroeg in die oggende vlieg nie. Hulle wag tot daar wat noem hulle dit thermals en dan vlieg hulle lekker. Op 'n geweldige windstil dag sal dit hulle gedrag beïnvloed en hulle beweging. Nee, hulle vlieg nog steeds. Dit is nie vir hulle nodig om te wag vir wind nie. En ons het nou gepraat van hierdie broeipaar wat in Johannesburg is en dan ook van die arende wat in Magaliesberg is, maar waar anders tref mens ook hierdie voëls aan? Daar is ook 'n broeipaar in Alberton en ons weet ook van 'n ander broeipaar in Pretoria, in Wonderboom, dis reg, ja, en Meyers Farm in Alberton. Is dit 'n voël inheems aan Suid-Afrika of kry mense dalk in Suider-Afrika internasionaal ook? Suider-Afrika, daar is ook van hulle in Noord-Afrika, maar dis nie presies dieselfde spesies soos wat ek dit verstaan nie. Goed, so dis baie uniek hier in Suid-Afrika. So ten slotte om ons gesprek mee af te sluit, as jy vandag vir luisteraars 'n boodskap kan gee oor hierdie spesifieke broeipaar en wat so uniek is en wat so spesiaal is, wat sal jy sê? Ek dink die groot ding hier is om hulle habitat te beskerm. Dit is ons groot issue, dat ek dit so stel. Weet, want as jy 'n winkel of 'n huis bou waar hulle jag, kan hulle nie meer jag nie. Ja. Dan moet hulle verder gaan en dan word dit vir hulle baie moeilik en dan sal hulle miskien besluit om te trek. Ja, maar is daar bedreiging van habitatverlies in die omtrek van Walter Sisulu Botaniese Tuin? En ja, definitief die ontwikkelaars wil baie graag in daai area bou en dit is vir ons 'n groot probleem. Is daar drukgroepe wat daarteen veg? Ja, ons is deel van daai drukgroepe en ons probeer ons bes om dit te verhoed. Jy het vroeër gesê dit is net vrywilligers wat deel is van hierdie projek. Het julle nog vrywilligers nodig? Want ek glo daar is luisteraars wat vandag luister en dink dit is 'n geweldige interessante program en hulle wil graag deel word van hierdie projek. Hoe maak mense? Ons is altyd baie gelukkig as ons nuwe vrywilligers kry. Mense is besig en ons probeer
hoe meer vrywilligers ons het, hoe minder diens hoef jy te doen. Ja. So ja, ons soek altyd na nuwe vrywilligers. As jy 'n vrywilliger Ja. word, watter tipe diens moet jy lewer? Ons doen gewoonlik 'n 4 uur diens eenmal 'n maand. Maar soos ek sê, as daar meer vrywilligers is, dan word daai 4 uur diens eenmal 'n maand miskien 'n bietjie minder. Maar ja, ons doen 'n 4 ure diens oor die naweke. En dan is dit mense te woord staan in die botaniese tuin of moet jy foto's neem? Wat moet jy doen in daai 4 ure? Jy moet die besoekers probeer betrek en vir hulle vertel van die aarde. Dit is awareness, is die woord wat ek voorsoek. Goed. Ja. En mense kan dan Ja. waarskynlik na julle webtuise toe gaan, blackeagles.co.za, en op daardie manier met julle kontak maak, of hoe? Nee, op Facebook, Black Ja? Eagle Project Rodekrans. Daar is ook 'n ander ene, maar hulle moet gaan na Black Eagle Project Rodekrans. Black Eagle Project Rodekrans. En op daardie manier sal hulle by julle uitkom en dalk so vrywilliger word en deel word van hierdie wonderlike broeipaar. En miskien Ja. so oor 'n paar dae dan praat ons weer, dan hoor ons van hierdie jongeling wat hierdie nes verlaat het. Ja, 90 dae ja, na die uitbroeiing, ja. Johan, baie dankie dat jy vandag deel was van Dieremaniere. Ons het geweldig baie geleer van die Witkruisarend en hierdie projek en om hierdie broeipaar te monitor, die fotografie daarvan, en mense kan gaan kyk op julle Facebookblad en op hierdie manier ook deel wees. Dankie vir julle goeie werk, Johan. Baie dankie. Baie dankie Johan en die span vrywilligers wat hierdie arende so getrou oppas. As jy meer wil uitvind oor hulle werk of hoe om die tuine te besoek, gaan loer gerus op hulle sosiale media, Black Eagles Project Rodekrans. Lian, ons is terug by jou geluide vir die dag. Kom ons luister net gou weer. O, die donkie. Ja, die donkie. O, skus. Vandag se dier is natuurlik 'n donkie. Ten spyte van hul reputasie as koppig, is hulle ongelooflike loyale en slim diere wat al eeue lank die mens getrou dien. Baie dankie Wian, 'n donkie, 'n wonderlike ding. Onthou om RSG se sosiale blaaie asook my eie te volg by Elsje van Jaarsveld. Dis vir foto's en nog video's oor ons diereryk. Dankie vir jou omgee vir ons diere. Ek is Elsje van Jaarsveld. Ek groet ook namens ons produksieregisseur Wian Nel. Tot ons volgende week vir 'n laaste keer in hierdie seisoen van Dieremaniere gaan gesels, en dit is dan episode 20. Tot dan, totsiens en geniet jou diertjie.